Maar ek het julle mos beloof om te sê ek gaan gesels met 'n persoon en hierdie persoon het klompie kennis, en ek moet maar nou net so mooi luister sodat ek nou ook kan leer en alle tipe van goeders. En ek gesels met Sheikh Muntaha Kini en Sheikh is die prinsipaal van Darul Quran, die instituut. Assalamu alaikum, Sheikh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en lekker om by die program by te woon. Shukran, Sheikh. As ek nou gou mag vra, ek kan sien dit lyk sommer goed, maar hoe gaan dit met Sheikh? Ja, dit gaan lekker, dit gaan baie goed, alhamdulillah. Alhamdulillah, ons het niks om oor te kla Fantasties, nie, nee, alhamdulillah. Sheikh. Ja, glad nie. Sheikh, eerste ding as ek gou mag vra, vir mense wat nou nie weet van die instituut wat nou is Darul Quran genoem word nie, gee vir ons so 'n bietjie geskiedenis, Sheikh. Okay, so Darul Quran Instituut was gestig omtrent 16 jaar gelede. Ons het basis wat ons doen is ons het die primêre skool, ons het die hoërskool en ons het ook die pre-primary skool. So ons het omtrent 180 leerlinge. Dit is voltydse leerlinge en dan het ons ook adult klasse en jeugklasse wat op Saterdag plaasvind. So omtrent almal tesaam is meer as 200 leerlinge van klein tot groot. Ons het kinders by ons skool van 3 jaar wat 3 jaar oud is. In feite ons het kinders nog jonger as dit. Ons vat kinders van 6 maande af aan by die skool. Ja, so ons doen alles in terme van hulle het hulle academic education, hulle het hulle Islamic opvoeding en hulle het ook obviously die memorization van die Koran wat hulle doen van die tyd wat hulle 3 jaar is in terme van ons program. So dis is 'n baie volledige program en obviously met die Islamic education, die memorization van die Koran en as ook wat ons moet nou obviously het die academic education. Dit is wat ons het. So ons is nou ons is in Heideveld. Ons Heideveld geleë en ons dis wat ons hoërskool en primêre skool is en dan die pre-primary is in Vanguard wat basically in dieselfde gebied is van Heideveld. En ja, so ons is nou soos ek sê 16 jaar wat ons nou gestig is en die skool het mooi gegroei oor die laaste paar jaar in terme van nie net van die hoeveelhede van leerlinge nie, maar ook die sukses wat ons behaal het oor die laaste paar jaar. Ook het baie daarin gegroei om te sê dat ons het karate, ons het sokker, ons doen allerlei dinge. As hy Stanford is, dan is ons daar. As dit whatever toernooi, dan is ons daar en ons en ons voel baie goed daarin ook. Alhamdulillah. Sjoe. Ja, ek moet sê dis 'n mondvol, Sheikh. Maar ek moet nou sê ek het nou mooi gehoor Sheikh praat van die ouderdom van 3. Maar dan het Sheikh nou genoem van 6 maande. Hoe leer 'n kind dan of hoe hanteer Sheikh hulle dan 'n kind van 6 maande, want dit is nog 'n baie klein babatjie. Ja, in terme van dit, so ons program begin eintlik van 3 jaar, want die kind 3 jaar oud is nie. So ons het kinders wat onder 3 jaar is en dit is net omdat hulle ouers voel dat hulle kinders moet by Darul Quran wees. Okay. Hulle die omgewing by Darul Quran, soos die environment, dit is iets wat die ouers verlang na. Ja. So vir die rede sit hulle kinders by Darul Quran en ons het nie 'n program vir die jonger kinders nie. Ja. Van onder 3 jaar nie. Ons kyk agter hulle, ons obviously change die nappies en so aan. En ons kyk ook dat hulle milestones bereik. So tot hulle groei, is daar sekere milestone wat hulle moet bereik van jaar tot jaar of van ouderdom na ouderdom en ons maak seker dat hulle dit bereik. So wanneer hulle by 3 jaar oud kom, sodra hulle 3 jaar oud is en dan sal hulle begin te kan skryf
en hulle kan hulle kan prentjies draw en so aan. So ons stimuleer hulle van die tyd wanneer hulle in Darul Quran instap. So dit is dan basies amper soos 'n crash, sal mens sê, vir die Ja, kleintjies 'n totdat hulle nou kleuterskool. oud genoeg is nou om nou op hulle eie beentjies te kan staan en dan verstaan wat vir hulle gesê word. So dis amazing. Sjoe. So as Ja, ek nou reg, as ek sê nou reg verstaan, is dit nou dan same sê die kleuterskool, dis die pre-primêrskool, ja, dis die primêre skool en dan 'n hoërskool. Alles in een Sheikh. ja, en dan is dit Sjoe. nog die adult classes ook. Wow. So so Ja, dat en die daai's amper soos die university Sheikh. alhamdulillah, alhamdulillah. Maar ek moet sê ek wat ek hoor beïndruk my soveel want ek het nie eens geweet van Darul Quran wat bestaan nie en ek is eerlik om dit te sê en sê serieus sê hulle is al 16 jaar oud. So waar bly ek dan dat ek dit weet nie sê? Ja, ons kan sien dat Abida is baie besig met baie goeie werk. En jy mag miskien nie van ons weet nie, wat ons Yes. weet van Auntie Abida en Well, ons okay, maak dua okay. dat Allah vir u 'n lang umur gee om Amen, aan te amen. hou met die goeie werk wat u doen. Okay. Nou Sheikh, as daar nou soveel dinge is om te doen, as ek mos nou seker daar moet nou ook dan nou baie kom ek sê onderwysers of muallims en muallimas wees om dan nou die kinders nou te kan voorsien. So hoeveel is dan nou altesaam daar by Sheikh hulle? Okay, ek kan nie nog gehoor het nie wat Auntie Abida gesê. Wat ek nou wil weet is as sê hulle basies kom ek sê 'n kleuterskool het, 'n Ja. pre-primêr, 'n laerskool, 'n hoërskool en dan nog klasse het vir volwassenes. Dit wil dan sê daar moet dan mos nou heelwat muallims en muallimas wees om dan mos nou te kan leer. So hoeveel is daar nou altesaam daar by Sheikh? So, okay, so ons het so 20 staff members. Goed. Van hulle obviously is mos nou in die administration en Mm. anders wat educators is, onderwysers. En ja, so is net oor 20. Daar was op 'n tyd wat ons 24 was, Ja. wat nou eintlik is ons 21 21 staff members. Ja. Okay. Nou sê, loop gou vir my die program van die oggend totdat die kinders dalk miskien huis toe gaan, Sheikh. Ja, nou dis 'n baie groot program. Ja, ek dink dit sal langer as ons program wees vandag. Wow, okay. Ja, so basies so elke graad het hulle eie program wat hulle volg. Goed. Of elke phase, as mens so kan sê, dat soos nog gepraat dat die kleuterskool, dat die hoërskool, die laerskool en so aan. So dit is 'n baie volle program in die terme van die werk wat hulle doen. So hulle doen, so hulle inkom die oggend, begin ons mos nog obviously met die assembly. En gedurende die assembly sal hulle nou hulle sal bacha surah Yasin, hulle sal du'a's bacha en so aan voordat hulle nou hulle werk begin of na hulle klasse toe gaan. En in terme van hulle klasse sal hulle nou begin met in sommige klasse begin hulle eers met hulle Quran memorization of hulle begin miskien met hulle academic subjects. Okay. Right? En dan dit sal hulle nou reg vat tot na 3 uur. Sommige klasse kom uit of meeste van die klasse kom uit 3 uur. Okay. Dit is die primêre en die laerskool kom uit 3 uur en die res kom 2 o'clock of 2:30, dan kom hulle uit, ja. Okay. Nou Sheikh, en as hulle huis toe gaan, het stop nie. As hulle huis toe gaan, dan moet hulle weet hoe hulle werk kan. So obviously alle skole hulle gee huiswerk vir die kinders om te doen by die huis. Ons gee nie graag huiswerk gedurende die week nie, die week nie, maar hulle moet oor hulle Koran lees te gaan elke dag. So wat hulle gememoriseer het vir daai particular dag, moet hulle huis toe gaan en dan moet hulle mos obviously revise. So dit is hulle elke dag se program. Okay. Nou daar is mos dan, ek weet mos nou toe ons mos nou jonger was, het ons mos dan nou gewone skool gegaan en dan in die middag moet ons mos nou soos hulle sal sê, slumse skool toe gegaan het. So dan basies die kinders daar by Sheikh hulle doen alles in een of hoe? Alles in een.
So hulle moet nie nog na 'n Islamse skool te gaan nie of ons Islamse skool Yes, die yes. madrasa in die middag. Mm, Ja, dis nie nog nodig nie, want hulle doen alles by die skool. Alles mm, kry hulle doen Arabic so 'n subject, hulle mm. doen soos al die ander fiqh en tauhid en alles daai word alles aangeskaf hier by die skool. Sure. Ja, ek kan my net imagine. Nou Sheikh, ons het dan ook 'n bietjie gesels en sy het dan genoem om te sê dat julle is besig om te kyk na 'n ander premises wat julle baie graag benodig. Vertel vir ons kykers 'n bietjie daarvan. Ja, so nou eintlik waar ons is in die in die Heideveldsgebied, Ja. het ons nou eintlik die plek wat ons nou vir die laaste 4 jaar gehuur het, ons die skool het te groot geword vir die plek. In Yes. ander woorde, ons markeer nog klasse en ons spasie vir ons kinders. Mm. Die kinders raak meerder al die tyd en laas jaar en dink sê dit 2 jaar nou moet ons nou kinders wegwys omdat ons nie vir hulle kan accommodate by Darul Quran nie. En dit is baie sad dat dat ons in so 'n geval is. So volgende jaar wil ons by 'n nuwe plek begin. Ons het 'n plek gesien wat ons graag wil koop. Ja. En die prys vir die plek is 22 miljoen. So, Sure. dis 'n groot getal, dis 'n groot getal, maar as 'n mens dink 22 miljoen vir die gebou wat sê hulle moet koop. Ja, dis baie geld, hoor. yes. Ja, maar die plek het hardloop oor 5 erwe Ja. en dit is 3 verdieping gebou. Goed. En daar is so baie spasie op die gebou dat het sal vir ons werk vir nog vele jaar in terms van die verder growth van die skool. So dit is baie belangrik dat ons so 'n plek het because omdat dat so dat ons altyd navraag van kinders wat wil aansluit by Darul Quran Institute. So en ons wil die opportunity gee vir ons kinders om dit te leer wat hulle by ander skole nie sal leer nie. Ja. Ja. En vandag se tyd is dit het is so difficult om ons kinders in 'n madrasa in te sit en vir hulle te hou by die madrasa. Want hulle het so baie ander dinge, sport om te doen of hulle huiswerk om te doen of whatever ander dinge sodat hulle nie kan hulle fokus kan bly hou met 'n madrasa nie. So vir die rede gee ons alles in terme van hulle education en ons wil hê dat alle kinders moet 'n program as dit nie by ons is nie, maar by enige ander plek so 'n program kan deurmaak. Okay. Nou Sheikh, kom ek sê nou daar's ouers wat nou belangstel om hulle kinders dalk miskien daar by Darul Quran Instituut in te skryf. Is daar koste verbonde en so aan? Ja, definitief, daar's koste verbonde. So daar's obviously die registration fee en so aan. En wel dit wissel van die laerskool en die pre-primary en so aan. En obviously dat is die registrasie en dan is dit ook die maandelikse skoolfondse. Dit wissel ook according to die graad wat die kind in is of die phase wat die kind in is. Maar hulle mag in kontak maak met ons by ons skool in Vanguard en enige tyd en ons sal vir hulle al die informasie gee inshallah. Okay. Nou Sheikh, party mense gaan dalk mos nou sê Heideveld, nee, dit's 'n bietjie gevaarlik daar. Gee vir ons 'n bietjie miskien veiligheid daar so Sheikh. Ja. So Heideveld, alhamdulillah, van die tyd wat ons nou hier is of in die Greater Heideveld van Vanguard is mos nou basies in Heideveld as mense so kan sê of buite Heideveld. Ons het nog geen incidents gehad nie. Alhamdulillah, vir 16 jaar of vir die meerderheid van die tyd wat ons hier is, was daar geen incidents nie. En wel ons het sekuriteit op ons gronde 24 hours. Alhamdulillah. Maar as ons ook kyk na die een in Heideveld, die primêre en die hoërskool, dit is die een wat ons nou wil vertrek van.
reg? Okay. En ons mag miskien nie in dieselfde gebied bly nie, in Heideveld nie. En ons mag miskien na die noordelike stede kyk. Ja, Noordelike voorstede kyk. So goed. dit kan miskien makliker nader aan Elsies of Belha en so aan. So Okay. miskien makliker vir ander om aan te sluit by die skool. Okay. Nou breek dit gou vir my af. As ek nou gou mag vra. Het mos vroeër genoem kinders van 6 maande. So van 6 Ja, maande tot 3 is, kom ek sê by die crash, amper soos die crash, né? En dan ja. nou van 3 jaar oud tot watter ouderdom is hulle by die pre-primêr? Tot na 6 jaar oud. Tot na Wat hulle 6. grade R doen, né? Okay. En dan Ja. van 6 jaar oud tot hoeveel is hulle nou by die laerskool? Dan is met die laerskool van 7 jaar. Dit Ja, is nou grade 1, graad goed. 1, Ja. reg op na graad 7. Dit 7 is die dan. laerskool. Ja, En dan gaan hulle outomaties oor na die die hoërskool hoërskool. toe. Okay. Ja, En dan en die alles moet op hoërskool, dieselfde plek. ja, die hoërskool natuurlik is mos nou dan van graad 8 staan dit 6 soos ons dit geken het tot graad 12 staan dit 10, reg? Ja, ik raak ook altijd zo confused van die standaard, but ja, dat is reg, ja. Van, Ja, glo my vrou, ek raak baie graad te 8 tot mekaar. na 12. Okay, nee, dis reg. En dan het mos nou gesê hulle het ons ook mos nou die universiteit waar die groot mense mos nou kom studeer. Ja, ja, so dit is op Saterdag by onze Vanguard School. Het ons het dus vrouwmense en ons het Ja. ook die mans, obviously. En ja, ons het bejaarders in terms van as mense of leerlinge Ja. wat 70 jaar oud is. Goed, sure. Nice. Ja. Mm, Ja, mm. alhamdulillah. En hulle Nou kom zeg- elke Saterdag om te kom leer. Nou zeg eens nou die principaal nou natuurlijk van Darul Quran Instituut. Ja. Zeg moet ons nou baie keer sommer baie besluite neem. Hoe dit nou reg of verkeerd is. Ek wil nou nie lelik wees nie, maar as nou seker Ja. moet 'n verkeerde besluit neem. Word daarvan nou gesê, "But you are wrong." Ja. Okay, so alhamdulillah, wat ons het is obviously soos u weet nou dat ons het onze staff members is meer as 20 Goed. en ons het ook apart van dit het ons ook 'n SGB. Yes, Reg? okay. So die SGB is 'n komitee wat basically ons som van ons ouers Ja. en mense van buite wat bymekaar kom elke kwartaal en dan het ons 'n vergadering oor hoe ons die skool ran. Ja. Reg? En ons is basies ons is altyd in kontak en ons help mekaar en ons en hulle help my baie in terme van die advies wat hulle vir my gee en die wysdom wat van hulle afkom om hoe om die skool te hanteer en vorentoe te gaan met die skool. So miskien kyk ek is miskien van die educational aspect, maar hulle kan vir my vertel van hoe om sekere besluite te maak wat sal goed doen vir die skool. Alright, nice. Ja. Nou zeg het genoem dat Darul Quran Instituut is nou reeds 16 jaar oud. Is daar van die begin af of was daar ander prinsipale voor zeg? Ja, ons het begin met die skool. Ons het die skool begin, ja. Okay, nou kan mense nou een en een by mekaar sit en dan kan hulle nou uitfigure hoe oud is zeg nou, né? 17 jaar oud, ja. Ons het omtrent nog so, kom ek sê so 3 minute. Enige iets wat miskien wil deel saam met ons ouers en so aan. Ja, so die wat ons nou ingaan, die nuwe skool, die nuwe property wat ons wil koop, dis baie belangrik vir Darul Quran. En baie belangrik dat ons dit moet kry voor die begin van volgende jaar, sodat ons kinders of ons ouers hulle kan hulle harte kan reg wees vir volgende jaar. So ons is nou baie anxious wat gaan gebeur volgende jaar met ons kinders. So ons roep uit na onze gemeenskap om ons te support, om ons te help, om fonds in te samel sodat ons die plek kan koop. Ja, 22 miljoen is baie geld. Sure.
Maar met die dua's van almal en die hulp van die community, van die gemeenskap, sal ons dit kan doen, inshallah. So, enige amount, Ja. of dit nou R100 is, of R150, enige iets, dit sal baie goed doen om die groot amount te bereik. So, ons sal die bankbesonderhede aanstuur, en dan kan mense net, of miskien my kontaknommer, en hulle Okay. kan navraag doen by die skool, en dan inshallah kan ons sien hoe ons, whatever bydra daar is, dat dit kan help, sodat ons die plek sal kan kry, inshallah. Okay. Nou, Sheikh, kan mense dan ook vir Sheikh hulle op social media kry? Ja, so ons is op Facebook en TikTok en al die Instagram en so aan, Darul Quran Institute. So die mense kan dit search en dan vir ons volg op die social media handles Darul Quran Institute. Okay. Omtrent laaste vraagie, Sheikh. Al die kinders wat daar by Sheikh hulle is, kom ek sê as hulle 3 uur of voor 3 uur klaar is, gaan hulle huis toe, of het sê hulle dan ook natuurlik plekkies daar vir hulle wat hulle bly, amper soos die campus waar hulle bly op die campus? Nee, hulle gaan Okay. slaap by hulle eie huise. Alhamdulillah. Nee, ons kan nie nog dis baie werk daai. Imagine, Ja, so 3 imagine uur sê, dan moet hulle huis toe gaan. imagine sê hulle moet heeldag met hulle sit en dan nou nog moet hulle bly daar so. Ja, en as ek kry van nappy change vir die kleintjies en so aan, dis baie werk. Dis te veel Ja, werk. Ja, maar sure. ons het ook die namiddagklasse, Ja, die vir leerlinge wat sukkel met hulle werk. goed. So ons het van die onderwysers wat agterbly en vir hulle Ja. help met hulle leste, en dit is tot na 5 uur vir som van die kinders, nie al die kinders nie. Ja. Ek dink as omtrent 30 of 35 leerlinge wat in die namiddagklas is. So Sure. ja, dit hardloop tot na 5 uur Dis elke nice. dag. Okay. Sê Ja. laaste vragie, wat is sê hulle se pass rate vir al die matrikulante? Okay, so die jaar is die eerste jaar wat ons matrikulante het, né? En dan Okay. moes ons begin met ons kleuterskool, en van die kleuterskool toe gaan ons nou in pre-primary tot na primêre, tot na hoërskool, en dit het vir ons quite 'n lang ruk gevat om te kom tot waar ons nou is. Nou die jaar is ons eerste jaar wat ons matrikulante het, en ons het net 2 kinders of 2 leerlinge in ons matriekjaar, en alhamdulillah, hulle doen baie mooi, hulle is baie sterk. En so dis mos nou die tyd wat hulle nou sit en skryf ook. Ja, sjoe. Sheikh, ek wil vir u sê baie shukran. Dit was lekker om met u te gesels. Ek sien maar net altyd vir Sheikh hier en daar, maar nog nooit met u persoonlik gesels nie. So nou het ek daarom persoonlik met u gesels. Ek wil net vir julle sê alles van die beste en mag julle net sterkte tot sterkte gaan, en mag Allah vergun dat hy 22 miljoen rand dit wel by mekaar sal kom vir die nuwe premises vir die skool, inshallah. Sê shukran to you. Van you keep well, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Wel, dit was dan natuurlik nou my gas.